Soek jy my? Ja. Ek wonder of jy nie miskien... Ek sal my dorp toe wil gaan en 'n paar nuwe plate gaan luister. Nee man, ek jammer, ek het nie vandag tyd nie. Hey, wag. Wat verkeerd met jou? Hey! Wat soek jy? Wat verkeerd met jou, man? Ek het nie nou tyd nie man, ek moet nou gaan draf. Ek sal vir jou roomys koop, man. Kan pa my nie gou kom help nie, pa, want ek moet gou na Hansie toe gaan, ons iets verkeer is dringend. Nou waar het jy dan hierdie papwiel opgetel? Ek weet nie, pa. Kijk, al wat jy moet doen is om hierdie ding hier af te haal, man. Dis alles wat pa nodig het. As jy hom af het, dan sit jy hierdie binneband in. Borrie! Hy het dit alweer gedoen. Wat gaan met die Hansman aan? Hy hol hom deesdae dood. Hy het seker weer rappiekaptein word. Ja, is nie nodig vir hom nou te slaap. Seker die nuwe rugbybal wat sy pa vir hom verkoop het. Ag man, hy het 10 rugbyballe. Ja, 'n nuwe rugbybal kan hom nie so maak nie. Dit moet iets anders wees. Hy was maar altyd 'n bietjie rugby maar, joh. Kom ons gaan kyk wat mekaar. Meer as 'n uur gelede wat hy by ons verby was. Kom ons gevra hom reguit. Dis Hansie. Yes, Wat stop? Ja, dankie. wat doen jy? Ek oefen my skopwerk. Ja, ek weet maar hoekom. As mens iets oefen, dan doen jy dit omdat jy dit beter wil doen. Ja, ek weet maar hoekom oefen jy nou? Die rugby seisoen is mos nog ver. Sou miskien net weer dat teen as mens iets wil oefen. Nee, glad nie. Nou, los my dan uit. Gee my bal. Sien, daar's 'n slang in die gras. Daarom nog een keer speel word ek mal. Ek ook, ja, ek moet oefen. Ek het gister geoefen. Ek weet, maar as ek gereeld oefen, kan ek my ma enigiets vra. My sakgeld is op en ek het geld nodig vir Saterdag se fliek. As ek gereeld oefen, sê sy nooit nee nie. Wel as dit vir 'n goeie ding is, dan verstaan ek dit. Maar wat ek nie kan verstaan is Hansie se snaakse geoefenery. Praat jy nog steeds? Ja, maar dit is nou al 3 weke. Elke oggend hardloop hy en elke middag skop hy sy bal en elke Sondag hardloop hy die hele tyd om die veld. Weet jy hoekom doen hy dit? Ek weet nie, maar kom ons gaan vra hom weer. Dink hy gaan daar wees? Ja, hy het 'n plaat by my geleen en hy het gesê ek kan dit vandag kom terughaal. Kom ons gaan vra hom. Nou goed, as jy dan nou moet weet. Ag, toe nou Hans, man, vertel ons nou man. Ek gaan Springbok rugby kaptein word. Dis seisoen nog. Nee man, eendag as ek groot is in die toekoms. Dis alright Hans man. Ons gaan almal Springbokke word en ons gaan nie mos die kaptein word nie. Maar ons het nodig om nou daarvoor te oefen. Jy spot met my, maak's ernstig. Gaan regtig Springbok kaptein word. Ek het dit die dag net na my verjaardag gehoor. En waar hoor jy dit nogal? Ek was by Madame Fedora. Waar's dit? Dis 'n vrouskaap, sy's 'n fortuinverteller. Daar is diegene vrou in die karavaan. Ja. Wil jy vir my sê jy was by 'n gener?
Sy het my Fortuin vir my vertel. My liewe Hans, maar weet jy wat met jou kon gebeur het? Ag, wat? Het jy nog nie gehoor hoe hulle die ander mense se kinders steel nie? Ek het van 'n kind gelees wat hulle gesteel het en toe lei hom op om 'n bedelaar te wees. Hulle het my nie gesteel nie. Sy het my Fortuin vir my vertel. Sy het natuurlik kristal gekyk en toe voorspel sy my hele toekoms vir my. En toe sê sy vir jy gaan 'n Springbok rugby kaptein word. Ja, as ek hard oefen. Ek sien. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Miskien is daar nog betogings ook. Op 'n manier is dit ook maar 'n groot verligting. Ek hoef nou nie meer te wonder oor die toekoms, wat ek eendag gaan word nie. Werk soek en so. As in daai tyd se rugby spelers sal goed betaal word. Ja, dit is seker 'n groot verrigting. Nou ja, as jy my sal verskoon, ek gaan nou oefen. Waarvoor was jy in die tronk? Manslag? Het jy iemand geskiet? Nee, iemand met my motorfiets omgery. O, ek sien. Jy was nie dalk in die tronk oor jy gesteel het nie. Nee, ek sê mos. Want ons kan nie skelms hier aanstel nie. Jy lê allerhande goed van die mense in die kantore rond. En as die skoonmaker skelm is dit net moeilikheid. Ek steel nie. Wat het jy nou weer gesê is jou naam? Jurgie Blasek. Wat vir 'n naam is dit? Dis Hongaars. Vroeger was dit die naam van konings. Nou ja, om 'n skoonmaker in die gebou te wees, is 'n edele werk. Jy moet maar wys hoe goed kan 'n koning dit doen. R120 'n week en jy val saans 5 uur in. Dankie, meneer. Maar as jy iemand hier besteel of doodmaak, skop ons jou so vinnig hier uit dat jy neus sal bloei daarvan. Ons het daarom in die laaste tyd baie verander, hè? Ja, as ek hoor jy beter gaan Springbok kaptein word. Daarom 'n groot voordeel. Om kaptein te wees. Nee, om te weet wat in jou toekoms voorlê. Ek weet iemand wil vir my ma hulle sê ek gaan nie groot vioolspeler word in die toekoms nie. Gaan jy dan nie? Nooit, ek wil 'n cowboy word. Dan sal dit daarom nie lekker wees om te weet jy gaan dit reg kry nie. Ja, dit sal seker. Hoekom gaan ons nie na daai segene van Madame Fedora toe nie? Nooit, daar's geen steel kinders. Ag man, sy het nie vir Hansie gesteel nie. Wie wil nou vir Hansie steel? Ag man, as sy nie vir Hansie gesteel het nie, sou sy ons ook nie steel nie. Nooit, ek sit nie my voet daar nie. Dit kos net 50 sent. Al kos dit net 5 sent. Wat daarvan ons is twees man. Ag kom aan. Maak nie saak nie. Ek sê jou wat, ons gaan kyk nie. Wil kyk? Ons gaan kyk nie. Maar onthou ek nog al hoor nie van vandag. Sê net sy steel ons of verkoop ons aan iemand. Maar wie sal ons nou wil koop? Ons moet weet wat met ons gaan gebeur is belangrik man. Maar as jy ons verkoop dan sê jy vir my ma, ek waarsku jou Borrie. Ons gaan loer in die deur so. Dis al 'n stoor man. Ag, dis nie toerie man, sy voorspel net die toekoms. Dis dieselfde ding. Wag net tot daar meer mense is, dan gaan ons nog weg. Kyk, kom man. Daar kom nie mense nie. Lyk my sy doen nie goeie besigheid nie. Miskien die mense nie hierdie tyd van die maand geld om uit te vind wat hulle toekoms vir hulle inhou nie. Ek wonder hoe lyk sy? Sy lyk nog as Hansie se ma, sy's mooi. Ek het 'n foto van haar in die koerant gesien. Daar kom nou iemand. Kom ons geloer in man. Nee, Ag kom man. Nee, my ma trek my net vas uit vind ek is hier en nie by my violis nie. Man, kyk, daar kom nou iemand uit. Good morning. Thank you.
Maar meneer. Geef vir my jou hande, meneer. Dat ek jou vibrasies kan voel. Dan is die beelde in die kristal vir my soveel duideliker. Daar kom nog iemand. Hey, wag eers nie. Ja, ek sê. Ek is besig. Hy kan wag. As jy moeilikheid maak, roep ek die polisie. Jy maak altyd moeilikheid, altyd. Ek sê moeilikheid nie. Ek soek geld. Ek het nie geld vir jou nie. Net R10 dis al, ek het werk gekry. Ek gee jou niks. Toe my ma dood is, het jy al haar goed gekry. Nou vra ek net R10. Ek het nie R10 vir jou nie. Jy kan 4 kry. Ek het 10 nodig. Ses. En nie 'n sent meer nie. En ek wil jou nooit weer sien, nooit weer nie. Jy's net moeilikheid, moeilikheid. Jy praat altyd so met my. Maar eendag gaan ek 'n baie ryk man wees. En dan gaan jy huil. Maar as ek eendag nie 'n ryk man word nie, dan gaan ek jou in die nag kom soek. En dan Hy het nie lank gebly nie. Sy toekoms is seker maar kort. Ag, is dalk die vrou se man skapie en nou staan hy daar. Ek is jammer, meneer. My senuwees. Dit sal nie help nie. As ek so is, ek kan niks sien nie. Kom maar liewer môre weer. Of oor 'n môre. Ek is jammer. Kom ons gaan nou. Nee. Ag, kom nou man. So bang wees nie. Haai, gee terug my fuel. Jy kan dit terugkry as ons klop by Madame Fedora was. Kom. Kinders, kom binne, kom binne. Het julle gekom om julle fortuin te laat vertel? Nou maar toe. Kom sit, kom sit. Sit dan net daar in sy hoekie asseblief. Kom. Moenie bang wees nie, hy sal nie byt nie. Ek sê julle fortuin vir julle vertel, maar vir julle doen ek dit heeltemal verniet. Julle hoef nie te betaal nie. Nee, gee vir my julle hande, dat ek julle vibrasies kan voel. En weet julle hoekom gaan ek julle fortuin sonder betaling vertel? Dis omdat julle eendag, as ek 'n ou vrou is, my nog soveel plesier gaan verskaf. Want jy, liewe seun, jy gaan 'n tenniskampioen word. En as ek eendag 'n ou vrou is, dan gaan ek ure lank sit en kyk hoe jy almal se harte steel deur al die tenniskampioene van die wêreld te klop. En jy, liewe seun, jy gaan my nog soveel meer plesier verskaf. Want daar is niks waarvoor ek so lief is soos vir musiek nie. En jy gaan 'n wêreldberoemde violis word.
Ja. Goed. Bring hom. Die manne bring Senior Jones hiernatoe, meneer Arnoldi. Haal die goed vir ons uit, Rinaldi. So, jy sê jou baas stel belang in om die hele besending te koop, hè? Ja, as die gehalte goed genoeg is. Dit is 95% suiwer en die prys is 3 miljoen rand. Op straat sal dit omtrent 7 miljoen rand werd wees. My baas kan net glo dat jy soveel in een besending kon deurkry nie. Is dit werklik 10 kilogram? Dis 10 kilogram. Net julle nog alles. Net soos dit in Turkye verpak is. Ek wil dit op een slag van die hand sit. Ek kan dus die prys nie laag maak nie. My baas is tevrede met die prys. Dis net dat hy wil seker maak dis nie sommer 'n storie nie. R3 miljoen kontant gebruikte note. My baas sal die goed natuurlik eers wil toets. Hy kan dit vanaand toets. Hier? Nee. Het is te gevaarlik om die goed te lank op een plek te hou. Ons sal jou laat weet waar hy ons moet ontmoet. Ek verstaan. Maar ek kan jou sommer nou al verseker, meneer Arnoldi. My baas sal definitief in hierdie besending belangstel. Geef my bal.